Yeshua was al koning gewees in die Ou Testament. In Markus 2 lees ons hoe Yeshua 'n verlamde man genees en hy sê vir hierdie verlamde man, seun, jou sondes is jou vergewe. En daar kom die skrifgeleerders in oproer en hulle sê hy praat godslasterlik, want volgens hulle en baie van vandag se gelowiges dink hulle daar is net een God wat sondes kan vergewe. Beslis ken hierdie skrifgeleerders en baie van vandag se skrifgeleerders en gelowiges nie hulle koning of hulle Elohim nie. Hulle besef nie sy mag of gesag nie en hulle stel hom gelyk aan 'n mens. So waar het Yeshua hierdie mag en gesag gekry om sondes te kan vergewe? Kom ons kyk in Eksodus 23 vers 20. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Neem jou in ag vir hom en luister na sy stem. Wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortredinge nie vergewe nie, want my naam is in hom. Let wel, hierdie engel kom in die naam van Elohim en hy sal julle oortredinge, dit wil sê die sondes nie vergewe nie. Dis waar kry Yeshua daardie gesag? Hier in Eksodus 23 vers 20 tot 21 wat ons nou net gelees het. En as ons kyk wat Yeshua self sê, kom hy in die naam van die Vader. Maar hulle neem hom nie aan nie, maar neem 'n ander aan en hulle kies vir Barabbas bo hom, want hulle verag hom en hulle luister nie na sy stem nie. Alhoewel hy aangestel was deur die hoogste gesag. En as ons kyk na Psalm 2 vers 6. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Let wel, die Here, aanhalingstekens, het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek U self gegenereer. Let wel, die Vader self het die seun as koning gesalf en oor die volk aangestel. Dis sien ons twee goddelike identiteite hier. En dan kyk ons wat sê Hebreërs 1 vers 8 en kyk asseblief mooi na hierdie gedeelte. Ek haal net hierdie skrifgedeeltes aan. Ek het dit nie self geskryf nie en dit is ook nie 'n siening wat ek opmaak nie. Ek quoteer net en baie mense dink ek val uit die bus uit oor hierdie stelling. Maar hier is dit duidelik neergeskrywe, naamlik Hebreërs 1 vers 8, maar van die seun, U troon, o Elohim, is tot in alle ewigheid. Die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. Kan julle sien wat sê Hebreërs hier van die seun? Hulle noem hom, let wel, Elohim, dit wil sê God. En dit is nie ek wat so sê nie, gaan kyk self wat jou eie Bybel hiervan sê. Vers 9. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o Elohim, U gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. Let wel, o Elohim, U gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. En as jy dalk nou 'n Nuwe Testament verwerper is en sê die Katolieke het die Nuwe Testament ingebring, wat nou van Psalm 45 vers 7? U troon, o Elohim, is vir ewig en vir altyd. Die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het o God, U gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. Weereens het hierdie identiteit 'n ander identiteit verhef, hom verhoog bo ander en hom 'n naam gegee wat bo alle name is. En let wel, hy is verhef as koning, gesalf bo al U metgeselle. Dis is hy heerser oor almal. En kyk nou mooi, watter naam het hy? Openbaring 19 vers 16. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Klink dit dalk bekend? Waar sien ons dit ook? Psalm 95 vers 3. Want die Here is 'n groote God, ja, 'n groote koning bo al die gode. Wie is bo al die gode en konings? Yeshua. Interessant, né? Psalm 82 vers 1. 'n Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode. Hy hou gerig te midde van die gode. Psalm 82 vers 8. Staan op, o Elohim of God, oordeel die aarde, want U het erfbesit van al die nasies. Aan wie is die oordeel gegee? Wie is die Elohim wat moet opstaan om die aarde te oordeel? Dis Yeshua. Want die oordeel is aan Yeshua gegee en die Vader oordeel niemand nie, soos ons sien in Johannes 5 vers 22, vers 27, Handelinge 10 vers 42, Matteus 25 vers 31 tot 32 en 2 Korintiërs 5 vers 10 en Openbaring 20 vers 11 tot 12. En om weer terug te kom by Psalm 82 vers 8, wie is die Elohim wat die nasies erf? Die Vader besit mos outomaties die hele aarde en alles. Hoe sal hy dit dan nou wil erf?
Of aan wie erf hy dit? Aan wie word hierdie erfdeel gegee? Kom ons kyk wat sê Psalm 2 vers 8. Eis van my, ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. Nou van wie praat Dawid hier? Van homself? Nee, hy praat van Yeshua. Psalm 2 vers 6. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Hy wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek u self gegenereer. Nou Hebreërs 1 vers 5 praat ook hiervan en hy verwys die vers na Yeshua. Dit wil sê vers 6, en al die engele van Elohim moet Yeshua aanbid. Dan vers 8, eis van my, ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. Dis is Yeshua die erfgenaam. U sal hulle verpletter met 'n eysterstaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n herdepot. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here, of met ander woorde, dien Jahwe met vrees en juig met bewing. Nou wie is die Here of Jahwe wat hulle moet dien? Kyk vers 12, kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Dit wil sê almal wat met hom beklee word. Nou kus of soen beteken volgens Strong's H5401 to equip with weapons, armed, rule. Dit wil sê die volle wapenrusting van Elohim. Dit wil sê beklee jou met Yeshua, aanvaar sy heerskappy as koning. Nou wat gebeur as jy nie Yeshua wil kus of hom wil dien nie? Kyk wat sê Yeshua self hier so in Lukas 19 vers 27. Maar daardie vyande van my wat nie wou hê dat ek 'n koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. Dus 'n soen of kus aanvaar die seun as erfgenaam, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Nou Yeshua vertel ons ook wie die erfgenaam is, en kyk wat maak hulle met die erfgenaam. Matteus 21 vers 38. Maar toe die landbouers die seun sien, natuurlik Yeshua, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam, kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. En dit is hoekom dat hulle Yeshua gedood het en so sy erfdeel in besit geneem het, en kyk wie ontvang die erfdeel hierso in Hebreërs 1 vers 2. Yeshua, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. En so is Yeshua ook oor al die volke en nasies aangestel as koning, en hulle vereer hom, hulle buig die knie voor hom, en sy koninkryk is een wat nie vernietig sal word nie, soos in Daniël 7 vers 13 en 14. Dis is hy koning van die konings, en die God van die gode, en daar is geen ander soos hy nie. Nou met hierdie in gedagte, kom ons kyk gou na Jesaja 46 vers 9. Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Dis is dit Jahwe wat hier praat, of met ander woorde, niemand anders as Yeshua nie. En so ook hier in Deuteronomium 10 vers 17. Want Jahwe julle God, hy is die God van die gode, die Here van die Here. Dis weer eens Yeshua. En kyk wat sê Paulus self in 1 Titus 6 vers 14 tot 16. Yeshua Messias wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en die enigste heerser, die koning van die konings en let wel die Here van die Here, die God van die gode, aan wie toekom die eer en ewige krag. Amen. Let wel, Yeshua Messias word as die enigste heerser beskou. Daar is nie 'n ander koning soos hy nie. Kyk wat sê Johannes, hierso in 1 Johannes 5 vers 20. Ons het verstand ontvang om die waaragtige te ken, en ons is in die waaragtige. En wie is dit? In sy seun Yeshua die Messias. Let wel, Yeshua die Messias, hy is die ware God en die ewige lewe, want deur Yeshua kry ons die ewige lewe. Nou om weer terug te kom na die begin, toe ek aangehaal het dat Yeshua mag het om sondes te kan vergewe, en dat die Vader hierdie engel verhoog het, sy naam op hom gelê het, en al die mag en die erfdeel aan hom gegee het, sodat hy ook sondes kan vergewe, besef hulle nie dat daar 'n ander goddelike wese kan wees nie, wat hierdie mag en gesag het, want hulle het 'n gebrek aan sy goddelike kennis. Nou kom ons kyk wat beteken die woord engel hier in Eksodus 20. Nou daar is verskeie betekenisse van die woord engel, maar ek wil eintlik stil staan by die woord wat nou deur vandag se studiestuk meer vleis aan die been gaan sit. En dit is die woord koning.
Met die vertalings het hulle die titels van Elohim verander, en as gevolg daarvan sien ons nie hierdie goddelike wese wat hier in die woord is nie. 'n Duidelike bewys hiervan met die vertalings is in 2 Samuel 24 vers 1 en 1 Korintiërs 21 vers 1, waar Jahwe Dawid aanhits om die volk te tel. En dan nogal heel ironies, straf Jahwe Dawid omdat hy gehoorsaam was en sy bevel uitgevoer het. Maar as ons 1 Kronieke 21 vers 1 lees, dan sien ons Satan het Dawid aangehits om die volk te tel. En dan maak dit heeltemal sin hoekom Dawid gestraf was. Dis word ons onkundig gehou oor wie hierdie goddelike wese is in die skrif wat aan die woord hier is. Is dit die Vader of is dit die Seun Yeshua, of ook bekend as Jahwe? As ons nie die Godheid ken en weet wie ons koning is nie, dan sal die skrif nie vir ons kan oopgaan nie. As die vertalers dalk hier in Exodus 23 die engel as koning vertaal het, dan sou dit baie sin gemaak het met meeste van die skrif en die Nuwe Testament, en soos ek hier uitgewys het die Seun Yeshua koningskap gekry. Hy is die erfgenaam, die koning van die konings en die Elohim van die Elohims. Ruk ek dalk nou die dam onder die eendheid om Exodus 23 so te vertaal? Exodus 23 vers 20. Kyk, ek stuur my koning voor jou uit om die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek vir jou gereed gemaak het. Neem jou in ag vir hom en luister na sy stem. Wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortredinge nie vergewe nie, want my naam is in hom. Dit klink nou nogal onskriftuurlik of hoe? Maar as Hebreërs 13 vers 8 sê dat Yeshua Messias is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid, dan beteken dit dat hy hier die heerlikheid as koning gehad het van die begin af. Yeshua bid tot die Vader en hy vra die Vader dat die Vader hom moet verheerlik, let wel met die heerlikheid wat hy gehad het voordat die wêreld was, hier in Johannes 17 vers 5. Nou met die in gedagte, wanneer was die fees van die weke, of ook bekend as die fees van die eerstelinge, gevier gewees? Kyk wat sê Jubileum 6 vers 18. Nou watter eersteling was geskape gewees op die eerste dag? Die lig, Yeshua, wat die lig van die wêreld was. En ek gaan nie nou wys wie ook gesê het dat Yeshua as lig gegee was vir die volk. Maar as die fees gevier was in die hemel van die begin van die dag van die skepping af, oor wie gaan die fees of die feeste dan? Kyk wat sê Yeshua toe hy saam met sy disippels besig gehou het en die ongesuurde brode gebreek het. Hy sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Dit wil sê, hy sê, vier die fees tot my eer, tot my gedagtenis. Dus moet ons aan hom dink en hom die eer gee tydens die feestydperk. En as jy nou nie dink dat Yeshua nie besig saam met sy disippels gehou het nie, hier is 3 getuienis wat dit bevestig. Let wel, waar moet hulle klaarmaak sodat Yeshua let wel die Pasga kan eet? En let wel, hulle het toe die Pesach voorberei, en so het Yeshua baie sterk daarna verlang, let wel, om hier die Pasga met sy disippels te kan eet, voordat hy sterf. Dus het hy Pesach saam met sy disippels gehou, en hulle moet die fees net wel tot sy gedagtenis hou, want die fees gaan oor hom. En dan ook baie belangrik, oor wie gaan die feeste? Wie is die lam wat vir die volk ingestaan het? Yeshua. Wie is die sondoffer, die ongesuurde brode, die eersteling wat uit die dode opgestaan het? Wie is die Vader en die wêreld se eersgeborene? En wie gaan kom met die blaas van die trompette of met op trompettefees? Wie gaan die mense oordeel met versoensdag? En wie het vir ons plek voorberei en met wie gaan ons saam tabernakel of saam met wie gaan ons in om ons ewige tenwonings te ontvang? Yeshua. Al die feeste gaan oor Yeshua. Maar hier sê Jahwe dat al die feeste is sy feeste, want die feeste gaan oor hom. Hy is Jahwe, maar hy is nie die ouwe van daar of die Vader nie. Nou in die skrif, en soos ek gesê het, is daar verskillende identiteite aan die woord, en ons moet hulle karaktereienskappe ken om hierdie goddelike wese wat in die woord is te kan identifiseer. Nou heel in die begin sien ons in Genesis 1 vers 26, en God, dit wil sê Elohim, wat God, gode, magtig, kragtig of engele beteken, het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En dan Genesis 11 vers 7, kom laat ons, dit wil sê weer eens meervoud, neerdaal en hulle taal verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. Dus is dit meervoud, maar ons is geleer dat daar net een Elohim is. Maar hier sien ons, was daar nog iemand wat betrokke was, toe die wêreld en mens geskape was.
Maar Hebreërs 1 vers 2 sê, dat die erfgenaam oor alles aangestel was, en dan let wel, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. En as ons so na Spreuke 8, Johannes 1 en Kolossense 1 vers 16 kyk, sien ons was daar nie net een wese betrokke gewees nie. Maar hier in Jesaja 44 vers 24, dan sien ons, ek alleen het alles volbring. Hy het die aarde uitgesprei, en wie was met hom? Nou lyk dit of hy alleen was, en dat daar geen ander Elohim was nie, waar ons gesien het dat daar twee identiteite was. Maar die vers het 'n vraag, weet ons wie was saam met hom? Maar as ons ook na die vers mooi kyk, sien ons die Here, let wel nie almal hoofletters nie, dit wil sê meester, jou verlosser. Nou wat beteken dit? H1350, om te verlos deur 'n loskoop of loskoping, betaling van 'n prys. Hy's 'n kingsman gewees. Familieverpligtinge het hy vervul, soos in Rit 4 vers 1 tot 10. Die herstel van die verlore erfporsie, Levitikus 25 vers 25, en dan neem hy wraak. En dit is wat hierdie meester of Here beteken. En dit is wat hulle Yeshua genoem het. Hulle het hom goeie meester genoem, of net 'n meester, en wat het Yeshua gedoen? Hy het, let wel, alles volbring. Hy het ons verlos en losgekoop. Hy is ons kingsman. Hy herstel die verbond en ons erfporsie, en hy gaan wraak neem oor sy vyande, en sodoende die wêreld weer reinig, want hy is Jahwe, ons verlosser. Dis as ons die skrifte ken, kan ons die vraag beantwoord en sê, Yeshua was saam met die Vader gewees toe die skepping gemaak was, en hierdie goddelike wesens het mense na hulle beeld gemaak. Nou kom ons kyk, wie het die Vader vir Adam hulle gegee om van te eet? Let wel, hulle moes geëet het van die boom van die lewe, en sodoende sou hulle vir ewig gelewe het. Want Yeshua is die ewige lewe. En kyk, hier sien ons weer eens die meervoud van die Elohim. Naamlik, nou het die mens geword soos een van ons. Yeshua is die boom van die lewe waarvan hulle moes eet, om vir ewig te kan lewe, soos hier in Johannes 14 vers 6 en Openbaring 2 vers 7. Dis was hy al koning gewees in die tuin van Eden vir Adam hulle gewees. En nou kom die vaderlike wese hier in Jesaja 42 en hy verhoog hierdie knegt. Hy verhoog hom in die tuin van Eden. Hy verhoog hom op die berg Sinaï. Hy verhoog hom daarso met die foltering toe hy gesterf het. So was Yeshua elke keer verhoog en verhef gewees voor die mense, maar hulle besef het nie. Dit wat was sal weer wees en daar is niks niets onder die son nie. So kom ons kyk Jesaja 42 vers 1. Daar is my knegt, hierdie bondsman, nee, H5650. Dit wil sê dienaar wat deur 'n verbondooreenkoms gebind is met die volk. So, hou dit in gedagte, hierdie knegt is iemand wat 'n verbond het met die volk. Wat ek ondersteun, hy sê my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. Dit wil sê, sy uitverkorene, sy eersgeborene in wie hy 'n welbehae het, en wie hy verhef en verhoog het. Kyk nou vers 4. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat hy die reg op die aarde gegrond het nie, en die eilande wag op sy leer. Nou wie onderrig ons en op wie se leer wag ons? Jesaja 54 vers 13. En al die kinders sal deur die Here, dit wil sê Jahwe, geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. Yeshua is Immanuel, dit wil sê Elohim met ons, en hy het ons kom leer. So verder aan met Jesaja 42 vers 6. Ek die Here het u geroep in geregtigheid. Ek vat u hand en behoed u en gee u as let wel as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes, diegene wat in die duisternis sit. Dit wil sê die wat in die doodryk sit. Let wel, Yeshua word aan die volk gegee as 'n verbond. Dit wil sê, die volk het 'n verbond met wie? Met Yeshua. Hulle moet hul aan hom verbind, want hy is hulle lig. Hy is hulle man met wie hulle verbond het. Hy is hulle koning en hulle verlosser. Hy is die boom waarvan hulle moes eet, om die ewige lewe te kry, en so sal hy hulle verlig. Nou hierdie knegt, seun, koning, engel, Immanuel of Jahwe, Yeshua, het baie name en titels, en hy gaan koning oor hierdie hele wêreld wees, en baie besef het. Tot die wat dink hy was maar net die seun van Josef, wat nie deur 'n maagd gekom het nie. Maar kyk wie gaan koning wees oor ons, en wie se naam gaan een wees. Sagaria 14 vers 9. En die Here, dit wil sê Jahwe, sal koning wees oor die hele aarde.
In die dag sal die Here of die Jahwe een wees en sy naam een. Dis as ons sê, Yeshua gaan koning wees oor die hele aarde, dan beteken dit dat eintlik wat ons self sê, is Yeshua Jahwe. En al hierdie ander name soos die lig, die boom van die lewe, die engel, die knegg, Jahwe, Immanuel, Yeshua en verlosser, word een. En hy word ons koning. En hy kry nou net een naam en een titel. En so gaan hy oor ons heers. Dis was hy ook al ons koning gewees in die begin. Maar ons is te blind om dit te sien of hom te aanvaar as koning oor ons en ons verwerp hom waar hy gister en vandag dieselfde is tot in alle ewigheid. Hy is die engel, of soos ons gesien het, beteken engel ook koning, wat aan Moshe in die doringbos verskyn het. En Moshe verberg sy aangesig vir hierdie koning of hierdie engel, want hy is bang hy sterf. En die koning maak sy naam Jahwe aan hom bekend en hy sê, ek is die Elohim van Abraham, Isak en Jakob. Dit wil sê, hy is die Elohim van die Elohims. Dus het hy 'n verbond met Abraham, Isak en Jakob, want hy is as 'n verbond aan hulle gegee, soos ek hierbo gelees het in Jesaja 42 vers 6. En kyk wat sê Eksodus 3 vers 6. Toe het Moshe sy aangesig verberg, want hy was bevrees om Elohim te sien. En so het Manoag en sy vrou ook die koning of die engel gesien wat neergedaal en opgevaar het. En toe sê hulle, ons sal sekerlik sterf, omdat ons God gesien het. Dus beskou hulle ook hierdie engel as Elohim. Dis is hierdie engel nie 'n gewone engel nie. Hy aanvaar aanbidding en hy keer nie vir Joshua toe hy voor hom neerval en hom wil aanbid nie. Hy is hierdie lig vir hulle, die vuur vir hulle, en hy, hierdie engel of koning, het ons uit Egipte en uit die doderyk verlos. En let wel, hy is in verbond met ons, nie die Vader nie, maar hierdie engel, die seun, die koning van die verbond. En so sal hy nie sy verbond met ons verbreek nie. En so het ons 'n begeerte na hierdie engel, hierdie koning van die verbond. En hy kom met vuur. En wie kan die dag van sy koms verdra? En so is hierdie engel of koning se karaktereienskap vuur. En wat sê Yeshua, wat gaan hy bring? Lukas 12 vers 49. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens ek dat dit al aangesteek was? Hy kom met vuur, maar wie kan die dag van sy koms verdra? Yeshua sê nog niemand het neergedaal en opgevaar nie behalwe hy. Maar hoe was die dag toe Jahwe op die berg Sinaï verskyn het? Wie het neergedaal met vuur en hoe bang was die volk nie net gewees vir hom nie? En as ons kyk hierso in Rigters 13 vers 20, het hierdie koning of engel opgevaar nadat hy met Manoag hulle gespreek het. Nou met hierdie in gedagte dat Yeshua of hierdie koning die engel van die verbond of die koning van die verbond neerdaal en opvaar, verskyn hy aan die volk op die berg van Sinaï en hy gee die wet vir die volk. En nou dink almal weer, ek val uit die bus om te sê dat Yeshua het die wet vir die volk gegee of in verbond met die volk gegaan. Maar deur wie het ons die wet ontvang? Nou net voor hulle vir Stefanus gedood het, sê hy vir hulle in Handelinge 7 vers 53, hy sê, julle wat die wet let wel deur die beskikking van engele, deur hierdie koning ontvang het, en dit tog nie onderhou het nie. En toe sê hy ook iets wat baie gelowiges kwaad maak en dat hulle hare laat rys. Hy beweer, hy sien twee goddelike wesens, want hy sien die hemel geopen en die seun van die mens staan in die regterhand van die Vader. Maar toe hulle dit hoor, toe skreeu hulle en hulle storm op hom af en hulle maak hom dood. Want Vader is een en daar is geen ander nie. Maar nou is daar een langs hom aan sy regterhand. En wie sien Stefanus daar? Hy sien die seun van die mens Yeshua langs, let wel, die oue van die dae staan, soos hier in Daniël 7 vers 13 en 14. En as ons kyk aan hom, Yeshua, is heerskappy en eer en koningskap gegee oor almal en let wel, sy koninkryk is nie een wat vernietig sal word nie. Dis is die ewige koningskap aan Yeshua gegee gewees. En kyk wie aanvaar die koningskap in Openbaring 19 vers 6. Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Let wel, die Vader, die oue vandaag, het aan Yeshua die koningskap gegee in Daniël 7 vers 13. En so kom Yeshua, let wel, op die wolke. En Openbaring 1 vers 7 verwys ook na Daniël 7 vers 13. En kyk wat sê Openbaring 1 vers 7. Sal elke oog hom sien wat hom deursteek het. En nou sê, let wel Yeshua, die een wat deursteek was, en hy sê,
ek is die Alfa en ek is die Omega, die Alef en die Taf. Die begin en die einde, sê, let wel die Here, dit wil sê Jahwe, wat is en wat was en wat kom. Let wel die Almagtige. Ouch! Hierdie is nou nog 'n vers wat die mense se hare laat rys, veral vir die wat Yeshua se goddelikheid ontken en verwerp. Want hier sien ons is Yeshua, Jahwe, want dit is dieselfde woorde wat Jahwe sê in Jesaja 41 vers 4, Jesaja 44 vers 6 en Jesaja 48 vers 12. En kyk mooi, Jesaja 44 vers 6, wie is koning en verlosser? Jahwe, maar Yeshua is dan die koning en verlosser en hy sê ook self, hy is die eerste en die laaste, die Alef en die Taf. En kyk wat sê Jahwe en Yeshua ook nog, wat wys dat dit dieselfde wese is, let wel, as jy my lief het en my gebooie onderhou. Dit wil sê, ook Jahwe en Yeshua se wette en gebooie. Dis is dit dieselfde koning met sy eie reëls en sy eie wette. Daar is nie 'n ander verlosser of 'n koning of 'n man vir hierdie volk nie. Hy was al van die begin, die boom van die lewe, die lig vir die Adamiet. Hy was as 'n verbond vir die volk gegee, Jesaja 42 vers 6. Dis is hy in verbond met ons, want hy wat neergedaal het en die volk die wet gegee het. En as ons kyk, dan sien ons in Johannes 3 vers 13, dat net Yeshua het neergedaal en opgevaar. En hy is die een wat in verbond getree het met die volk. Ons is met hom getroud. Nou, wie het neergedaal op die berg Sinai? Ons sien Jahwe het, maar as Yeshua sê nog niemand het neergedaal nie, behalwe die seun van die mens nie, dan kan dit mos net hy wees. Nou, 'n ander karaktereienskap om op te let oor hierdie wese, is om te kyk hoe hy kom. Hy kom met 'n wolk of 'n wolkedonkerheid. As Yeshua gister en vandag dieselfde is tot in ewigheid, en nog net hy het opgevaar en neergedaal, sal hy mos ook kom met die wolke. En wie kom met die wolke? Weereens Yeshua, die seun van die mens. En dis dieselfde karaktereienskap as Jahwe. Hy daal neer en hy vaar op met die wolk, en hierdie engel, wat ook koning beteken, gaan in verbond met die volk, want hy is hulle koning. En die wat hom ken, aanvaar hom as koning en hulle buig voor hom neer, want hy is 'n goeie koning. Hy verwag nie net dat jy hom dien nie, maar hy is 'n goeie voorbeeld vir ons. Hy dien ons ook, en hy is nederig, en sal ook jou voete was. Nou hierdie koning, seun of engel, dien. Hy beklei vir jou, hy verlos jou, en hy is lief vir jou, en hy het medelee met ons. Dit wil sê, hy is ons genadig, al die dae van die oudtyd. Dit wil sê, soos Hebreërs 13 vers 8 sê, Yeshua Messias is gister dieselfde tot in ewigheid, en soos Jesaja 63 vers 9 sê, al die dae van die oudtyd. En dit is die engel van die verbond, na wie ons begeerd het, hierdie koning van die verbond, wat vir die volk die wet gegee het. Dit wil sê, in verbond met die volk gegaan het, hy is ons man, hy is ons lig, hy is die wet vir ons, hy is die almagtige koning, wat die koningskap aanvaar, want dit word aan hom gegee. Die Vader, die ouwe van die dae, is outomaties die grootste en die groot koning. Hy hoef nie die koningskap te aanvaar nie. Hy is outomaties dan die groot koning. Maar as hy sy eer aan 'n ander gaan gee, naamlik aan Yeshua, dan is dit Yeshua wat hierdie koningskap aanvaar. En hier noem Openbaring hom Jahwe Almagtige, wat die koningskap aanvaar het. Jahwe, of met ander woorde Yeshua, was al koning van die begin af. En hy het hierdie eer en heerlikheid gehad voordat die wêreld was, Johannes 17 vers 5. Maar hulle verwerp hom as koning en hulle kies 'n mens vir Saul as hul koning, net soos hulle Barabbas gekies het in plaas van Yeshua as hulle koning. En let wel, die skrif noem Yeshua die koning van die konings. Daar is nie 'n ander koning soos hy nie, wat die ouwe van die dae die eer sal gee nie. Net Yeshua was waardig bevind gewees vir hierdie amp, en hy het hierdie heerlikheid gehad voor die wêreld was. Halleluja. En so het Nebukadneser ook geweet wie hierdie Elohim is van die Elohims en die Here van die konings. Want die lam Yeshua, Jahwe van die meesters en die koning van die konings, en dit is nie ek wat dit sê nie, maar die skrif. Ek quoteer net die skrif. Dis as die vertalers die engel as koning vertaal het, van die begin af, sou ons Yeshua meer gesien het van die begin af as ons koning. En so verander hy nie. Hy is gister vandag dieselfde tot in alle ewigheid, en die engel of verlosser koning het ons al verlos al die dae van die oudtyd, en so sy liefde en genade aan ons bewys. Maar ons kyk hom mis, en ons verwerp hom, en ons stel hom gelyk aan 'n mens.
Laat die wat kan hoor, hoor, en die wat kan sien, sal sien, en hulle koning leer ken, hom dien en eer, want hy het mag oor alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde. Hy is hierdie koning wat sy naam aan Moshe bekend gemaak het, die Elohim van Abraham, Isak en Jakob, en soos die Adamiet ook as gode gesien word, is Yeshua die Elohim van die Elohims, dis die Elohim van Abraham, Isak en Jakob, Dawid ensovoorts. Hy is as verbond vir die volk gegee, dis behoort hierdie man aan ons. Die vrou mag aan geen ander man behoort nie. Hy het die volk die wet gegee en dis in verbond met hulle gegaan. En Jubileum 2 wys ons uit dat hy hierdie engel of koning die wet vir die volk gegee het. So ook Handelinge 7 vers 53 en Rigters 2 vers 1. En so sê Paulus ook dat die engel die wet vir die volk gegee het. Hierdie koning het die wet vir die volk gegee. Koninklike wet. 'n Verbond is soos 'n huweliksooreenkoms. En so het die volk 'n verbond met die engel, die koning, en hy gaan hulle man wees. En hy trou met die vrou en hy is haar man. En sy kan aan geen ander man behoort nie. Daar is geen ander man vir haar nie, want sy is in verbond met hom, en so het ons 'n begeerte na hierdie engel, die koning van die verbond se koms, want dan word hierdie huwelik met die seun bevestig, en die vader hou vir sy seun hierdie bruilof. Die volk trou met die seun, en nie met hulle eie vader nie, want die wet verbied dit. En as ons trou met die seun, is ons in verbond met hom, en so het hy al as verlosser in Egipte opgetree, en sy volk verlos en op Sinaï in verbond met sy volk gegaan. Maar die volk was te bang en hulle kies 'n middelaar, 'n menslike koning, wat hulle leier is. Hy verlos sy volk van die dood, maar hulle kies Barabbas bo hom. En vandag word hy steeds verwerp as koning, en mense sien hom net as 'n menslike wese, en hulle beroof hom van hierdie heerlikheid wat hy gehad het, voor die wêreld was. Ken jy werklik jou koning? Leer jou koning ken. Laat die wat kan hoor, en die wat kan sien, sal sien. Shalom.